Ons het nou gepraat oor Bybelstudie, kom ons praat 'n bietjie oor gebed. En daar is nie 'n beter plek om te begin as by die Onse Vader nie. Ek wil hê jy moet verstaan, dis belangrik om te weet, dat die Onse Vader nie 'n rympie is nie. Dis liewer 'n raamwerk. Dis nie 'n rympie nie, dis nie bedoel om net so opgeset te word, asof dit 'n sleutelgebed is, wat vir jou 'n kort pad gee tot by die hemel nie. Nee, dis nie wat Jesus probeer doen net nie. Jesus gee vir sy disippels 'n raamwerk met punte waarvoor gebid moet word. En as jy daardie punte volledig bid, kan jy 'n halfuur, 'n uur of selfs 2 ure bid. En ek wil vir jou kortliks verduidelik, en jy kan dit in jou eie stilte tyd inwerk. Maar voordat ons dit doen, wil ek dalk 'n verwysing doen. Ek wil jou uitnooi om na www.biblestudy.co.za te gaan. Daar's 'n hele reeks met die naam Here, leer ons bid, wat die hele Onse Vader uitpak, en jy kan in diepte ingaan en gaan kyk, hoe kan ek ook die Onse Vader volledig bid? Kan ek net ietsie sê oor www.biblestudy.co.za? Elke dag word daar meer as 100 Bybelstudies van daardie platform afgelaai. Ons is so dankbaar daarvoor. In die laaste 6 maande was daar oor die 11.000 boekies afgelaai. Pause die video dalk nou en gaan kyk gou eers hoe lyk dit daar. Jy gaan beslis materiaal kry daar wat jy 'n behoefte aan het, wat vir jou gaan help om geestelik te groei. Dit is www.biblestudy.co.za. OK, kom ons gaan aan met die Onse Vader. Hoe moet ons bid? Daar's 7 fases of 7 punte op hierdie raamwerk wat ek moet bid. Nou hierdie 7 fases is opgedeel in 3 afdelings. Voordat ons dit doen, wil ek hê, dalk moet jy regtig die video nou pause en Matteus 6 vers 9 tot 13 deeglik lees. Lees hom dalk 2 keer deur, sodat jy seker is jy verstaan wat in die teks aangaan. Nou as jy dit klaar gedoen het, dan kan ons verder gaan. Daar's 3 dele van die gebed. Die eerste deel fokus ons op God in ons gebed. Die tweede deel fokus ons op ons behoeftes en die derde deel fokus ons weer terug op God. En elke afdeling het onderafdelings. So kom ons kyk na deel nommer 1. Ek fokus op God. Die eerste element van my gebed is lofprysing. Die gebed begin met Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is lofprysing, dis aanbidding, en dis waarmee ek my gebed begin. Ek sit vir my 'n paar liedjies aan, en ek sing saam met wat ook al speel, en ek bring lof en eer aan die Here. En dit kan jou maklik 15, 20 minute besig hou, hang af hoeveel tyd jy het, soveel tyd kan jy spandeer net op hierdie een onderwerp. Dan die volgende onderwerp is wanneer ons bid, laat u koninkryk kom. Nou, wat bedoel Jesus daarmee? Wel, 'n koninkryk het 'n grondgebied. 'n Koninkryk het 'n koning, en 'n koninkryk het 'n heerskappy area. En wanneer ons bid, Here, laat die koninkryk kom, dan bid ons eintlik dat die Here se koninkryk of se grondgebied uitgebrei sal word. So dis die plek waar ek bid vir die sendelinge. Ek bid vir die predikante, ek bid vir die kerkleiers, ek bid vir die skoolhoofde, ek bid vir die dokters, ek bid vir die leiers op verskillende areas, ek bid vir die regering, en ek bid dat die Here in daardie area sal infiltreer. Natuurlik, wanneer ek dit bid, dan bid ek ook eintlik om myself op die tafel te sit en te sê, Here, wys vir my, waar kan ek 'n verskil maak in hierdie areas? Here, laat u koninkryk kom. Dis die tweede afdeling. Die derde afdeling is vra leiding. Dis wanneer ons sê, Here, laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. En natuurlik begin dit by myself. Ek vra die Here vir sy wil in my lewe. Baie keer doen ons dit verkeerd om. Ons sê vir die Here, Here, hier is 'n idee, wil u nie dit sien en doen wat ek hoop u wil doen nie? Ek moet eintlik met 'n oop agenda na die Here toe kom en sê, Here, wat is u wil? Wat is u plan en waar wil u my gebruik? Dit is die eerste deel, ons fokus op God. Die tweede deel is, ek kan nou fokus op my behoeftes. So, ons begin deur om te sê, Here, gee ons daaglikse brood. Ek en jy mag die Here vra vir voorsiening. Ons mag die Here vra dat hy vir ons voorsien. Baie van ons is in 'n baie bevoordeelde posisie, dat ons kry 'n maandelikse salaris, daar is kos, ons het beleggings weggesit, ons het 'n pensioenfonds, en ons het eintlik genoeg. In daardie geval, moet ek vir die Here sê, Here, dankie dat u so vir my voorsien. Waar wil u my gebruik? U het vir my baie meer gegee as wat ek alleen kan gebruik. Waar kan ek ander help? Onthou net nie, waar ek vir die Here dankie sê vir wat hy vir my gegee het, is daar iemand anders wat werklik nie weet waar hy vanaand gaan kos kry nie. En ek moet vir die Here vra, Here, bring my oor daai mense se pad, dat ek 'n verskil kan maak. Onthou net, baie keer is ek en jy die antwoord op iemand anders se gebed. En op hierdie punt moet ek my hart oopmaak, dat as ek genoeg het, en ek het baie, of ek het te veel, dan moet ek weet ek is verantwoordelik vir daai. En ek moet vir die Here vra, Here, waar wil u my gebruik? Daar kyk jy nou, en jy het eintlik 'n gebrek, jy het regtig te min.
jy mag die Here vra, Here voorsien vandag in my daaglikse behoeftes. Dit bring ons by die volgende afdeling, en dit is sondevergifnis. Vergewe ons sondes, vergewe ons, en dis waar ek na die Here toe kom, en ek vir die Here sê, en dis my eintlik wonder, dis die 5de punt op die raamwerk, waar ons vir die Here vra. Is dit nie so, partykeer wil ons in gebed instorm en sê, Here, ek het weer so opgemors, en dit is so, né? Wie van mors jy ook partykeer op? Ons mors maar net partykeer op. En dat dit amper is, asof die Here sê, hoorie, dis okay, ons hoef nie dadelik daar te praat nie, ons gaan eers oor die ander goed praat, en eers die 5de punt, nooi die Here jou en sê, okay, kom ons praat oor jou sonde, kom ons maak die saak uit, want al was jou sonde so rooi soos skarlakker, ek sê jou so wit maak, soos sneeu, ek sê jou so wit maak soos wol. En dis die Here se gesindheid, hy wil jou vergewe, en hy nooi vir jou, kom ons maak dit uit, kom ons praat, en hier is die kans waar jy vir die Here kan vra vir vergifnis. Maar, daar's 'n baie groot maar ook, en dis deel nommer 6. Die res van daai gebed sê, Here vergewe ons sondes, soos ons die vergewe, wat teenoor ons gesondig het. En daar's 'n punt in my gebed, wat ek ook vir ander mense moet bid, wat ek vir die Here sê, Here, waar in my hart dra ek wrokke teen ander? Here, waar wil ek ander nie vergewe nie? Here, waar is daar verhouding stikkend in my lewe, wat ek die rede is hoekom dit stikkend is, of wat ek die oorsaak is dat dit stikkend bly? Help vir my, Here, om dit reg te maak. En ek noem dit voor die Here, ek bring name voor die Here, fisiese name, en ek vra vir die Here vir leiding. Dit is dan deel nommer 2. Deel nommer 3, so deel nommer 1, ek fokus op die Here, deel nommer 2, ek fokus op my behoeftes, deel nommer 3, ek fokus weer terug op die God, en daar doen ons weer lofprysing, want aan U behoort die krag en die heerlikheid en al die mag tot in ewigheid. Amen. En ek sluit af met 2 of 3 lofliedere, en ek bring die lof en die eer aan die Here. En dit is die Onse Vader in 'n neutedop. Onthou om op www.bybelstudy.co.za die reeks af te gaan laai, Here, leer ons bid. En gaan doen dit in jou private stilte tyd. En leer so om te bid.